Met ons vorige ontmoeting het ons stilgestaan by die Heilige Gees, ons goeie vriend, wat nie verniet die Heilige Gees genoem word nie. Ons het bietjie saam gedink oor hoe dat hy wat heilig is, ook vir ons heilig maak en vir ons oproep om heilig te lewe. Jy is heilig, want hy is heilig. In die volgende ontmoeting gaan ons stilstaan by die Heilige Gees as bron van God se liefde. En soos wat hy heilig is, so weet ons ook dat hy liefde is. En dat hy sy liefde vir my en jou kom gee, om te deel en om uit te leef. Jy kan lief hê, want hy het vir jou eerste lief gehad. Daar is soveel wat in die algemeen oor liefde gesê kan word. Ook so baie wat oor die liefde van God gesê kan word. Daar is letterlik boeke en boeke, biblioteke vol boeke geskrywe oor die liefde en oor God se liefde. Maar God se liefde is nie iets wat maar net van akademiese belang wil wees, of maar net 'n stuk kopkennis wil wees nie. God se liefde is 'n liefde wat geleef wil word. Net soos wat ons sportmanne en ons sportvroue, ons kinders by die skole, wat alweer hulle sport kwyt is vanweë die pandemie, net soos wat hulle nie boeke en boeke wil lees oor hoe hulle sport kan en moet beoefen nie, maar dit fisies en prakties op die sportveld wil beoefen en wil uitleef. Net so behoort ons as God se geliefde kinders 'n honger te hê om sy liefde te beoefen en om sy liefde uit te leef. Dit sal baie goed wees as ons tydens ons ontmoetings mekaar kan help om bietjie na te dink oor hoe dat ons God se liefde in ons nog beter en nog meer prakties, meer doelgerig kan uitleef in die wêreld waar binne ons onsself bevind. Ons almal weet dat in sportsoorte soos rugby, netbal en selfs hokkie die vermoë van 'n span om balbesit te verkry en te behou 'n deurslaggewende rol speel in hulle vermoë om punte aan te teken. Net so in die lewe van God se kinders speel die vermoë om God se liefde in jou hart te verkry en om dit te behou 'n deurslaggewende rol om sy liefde uit te leef. Hierdie is 'n baie besonderse rugbybal. Dit word the living ball genoem. En dit is 'n rugbybal waarop die liefde van God deur 4 begrippe verwoord word. In die eerste plek word dit verwoord deur vasgevang in sonde. Die mens is sonder God vasgevang in sonde. Romeine 3 vers 23. Die volgende term is skoongewas deur die bloed van Jesus. Johannes 3 vers 16. En dan sou ek 'n geel bandjie hier wou insit met die volgende begrip: besitters van die ewige lewe. 1 Johannes 5 vers 12. En dan die volgende begrip is vervul deur die Heilige Gees. Hebreërs 12 vers 14. En die laaste ene is geestelike groei. Efesiërs 4 vers 15. Net soos wat 'n rugbyspan of 'n netbalspan weet dat hulle eerste prioriteit is om balbesit te verkry en te behou, net so moet ek en jy as kinders van God weet dat ons eerste prioriteit is om hierdie liefde, hierdie 1 Korintiërs 13 liefde van God te verkry
en dit te behou voordat ons die liefde van God sal kan uitleef. Net soos wat 'n rugby en 'n netbalspan weet dat hulle die bal, die werk moet laat doen deur die bal vir mekaar aan te gee, net so moet ons as kinders van God ook die liefde van God die werk laat doen in ons lewens deur die liefde van God met mekaar te deel. En net soos wat 'n rugby of 'n netbalspan weet dat hulle met bal in hand hulle teenstanders se verdediging moet systap en uitoorlê om punte te gaan aanteken. Net so weet ons as geliefde kinders van God dat ons met die liefde van God in ons lewens die teenstand en die weerstand en die versoekings moet systap en uitoorlê. Ons moet dit oorwin sodat ons die harte van ander kan wen. Sodat ons vir God en sy koninkryk punte kan gaan aanteken. Tydens ons Pinksterreeks is die volgende fasette van God se liefde uitgesonder. Ons het gesê liefde is goddelik, want God is liefde. In sy wese is hy 'n God van liefde. Ons het gesê liefde is die hoofkenmerk van God se kinders. Om die liefde van hulle Vader uit te leef is die belangrikste prioriteit in die lewens van God se kinders. Liefde is inisiatief. Liefde in my en jou lewe neem die inisiatief en dit is onvoorwaardelik. Dit is bereid om die eerste tree na ander toe te gee. En in die laaste plek, liefde is onselfsugtige opoffering. Soos wat 'n spanlid van 'n rugbyspan of 'n netbalspan bereid is om tyd en energie en toewyding op te offer, sodat die span sukses kan behaal. So is kinders van God bereid om ook van hulle tyd, hulle energie en hulle gawes na die oefenveld toe te bring, sodat hulle sukses kan behaal in die lewe. Tydens ons omgee groep ontmoetings gaan ons aan die hand van 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 7 tot 16 verder stilstaan, saamdink en saamgesels oor hoe dat ons met God se liefde as bal in die hand ons lewens kan leef, sodat ons die harte van ander vir God se koninkryk kan wen. Mag die Here die bal van sy liefde in jou lewe en in jou hande tot groot hoogtes voer. Mag jy sommer baie punte aanteken. Baie dankie vir die wyse waarop julle julle liefde met mekaar binne in die omgeegroepe en dalk met ander mense deel. Baie dankie vir die wyse waarop julle ook julle liefde met my deel. Op 'n manier wat vir my in staat stel om punte vir die Here aan te teken. Ek het elkeen van julle ook baie lief. En ek kan nie wag om te sien hoe dat die Here ook vir julle in staat stel om met sy liefde as bal in die hand vrug te dra en sommer baie punte aan te teken deur die harte van mense vir hom en sy koninkryk te wen. Baie seën en baie sterkte toegebid vir die volgende ontmoeting.